Baie welkom by ons Geloofswoord, 'n platform wat jy kan gebruik daar waar jy as 'n Bybelstudiegroep dalk bymekaar kom, 'n omgee-groep bymekaar kom, of net in 'n persoonlike Bybelstudie, wat jy kan gebruik om uiteindelik ook die Here se woord beter en dieper te leer ken. Ons is tydens ons Geloofswoord besig om deur die Evangelie van Matteus te werk, en ons het laaste so 'n paar weke terug na Matteus 11 saam gekyk, en hierdie week begin ons met Matteus 12. Ons kyk saam dat wat dit ook sê en dit wat ons leer oor die Here en Jesus Christus self ook hierin. Ons gaan Matteus 12 in 2 dele verdeel, so vandag doen ons die eerste deel, en volgende week sal ons na die tweede deel saam kyk. Dis maar net omdat Matteus 12 'n baie lang en lywig gedeelte is, ek wil niks afjaag nie, ek wil hê dat ons ook by die diepte daarvan uiteindelik kan uitkom. So vandag lees ons saam van verse 1 tot 32, wat uit 4 dele ook bestaan, en volgende week sal ons die res van Matteus 12 ook saam na kyk. Nou Matteus 12 begin weer eens met 'n teenstand teen die Here, maar spesifiek 'n teenstand van die Fariseërs se kant af. En dit verduidelik vir ons hoe hierdie teenstand uiteindelik lyk. En ook dan die kontras wat ons later sal kry, wat ons na volgende week ook verder sal saam kyk. Hierdie kontras van die disippels uiteindelik, wat Jesus volg, hom dien vir wie hy is, en uiteindelik ook vir hom uiteindelik die Here maak van hulle lewens. So hierdie teenstand aan die een kant wat ons kry, in Matteus 12 wat ons nou saam gaan kyk van vandag tot volgende week, en aan die ander kant hierdie heeltemal 'n ontvangs van wie Jesus is, hierdie aanvaarding van wie hy is, en hierdie eer wat aan hom gegee word daardeur. So kom ons kyk saam, ons gaan in die eerste gedeelte saam kyk, Matteus 12 vanaf vers 1 tot 8. In daardie tyd het Jesus op die Sabbat deur die gesaaides geloop. Sy disippels het honger geword en begin om die are te pluk en te eet. Toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir hom: "Kyk, die disippels doen iets wat op die Sabbat nie toelaatbaar is nie." Maar hy sê vir hulle: "Het julle nie gelees wat Dawid gedoen het toe hy en die saam met hom honger geword het nie? Hoe hy die huis van God binne gegaan en hulle die vertoonbrode geëet het, waarvan nie hy of die saam met hom mag geëet het nie, maar net die priesters? Of het julle nie in die wet gelees dat die priesters die Sabbat ontheilig wanneer hulle op die Sabbat in die tempel diens doen, maar tog onskuldig bly nie? Ek sê vir julle, wat hier is groter as die tempel. As julle maar net begryp het wat bedoel word met ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, sou julle nie hierdie onskuldige mense veroordeel het nie. Die Seun van die mens is immers Here van die Sabbat." In hierdie eerste gedeelte van Matteus 12 veroordeel die Fariseërs vir Jesus omdat sy disippels op die Sabbat koringare gepluk en geëet het. Nou hulle het hierdie aksie, die vryfaksie om uiteindelik die koring uit die aarde te kry, het hulle beskou as werk, en jy mag nie op die Sabbat dan nou gewerk het nie. En Jesus antwoord hulle op 4 maniere. Eerstens verwys hy, of hy haal dan nou die verhaal aan van Dawid, wat wydingsbrode geëet het in die huis van God. Hierdie was in 'n tyd toe hy en sy manne moes vlug van Saul af. Dit was 'n tyd gewees waarin Dawid in die nood was, en die Here uiteindelik het vir hom gesorg. En dit is wat Jesus hierdeur probeer sê, is dat die Here ook op die Sabbat vir ons sorg, en ons moet uiteindelik dit raak sien en dit erken. Die tweede wat hy herken, of die tweede manier, is hy haal ook die gebruik van die Ou Testament, hierdie bedeling aan, dat priesters op die Sabbat ook dan 'n diens mag doen. Jesus gee hier aanleiding daarna dat hy eintlik 'n tipe van 'n hoëpriester, of die hoëpriester dan nou is. Dat uiteindelik is hy self soveel groter as die tempel of die wet. Die wet wat hulle so hier probeer aanhaal en vir Jesus op probeer uitwys. Hy wat groter is as die wet, hy wat groter is as die tempel, hy staan in hulle midde, hy is by hulle, en hulle sien dit nie raak nie. En die derde manier waarop Jesus dan hulle antwoord, is hy haal Hosea 6 vers 16 aan, in die baie bekende woorde: "Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie." En dit wys vir ons op die hart van God. As hy soek nie offerande nie, ja, hy soek net ons harte. Hy soek net ons gesindheid, 'n gesindheid wat spreek van wie hy uiteindelik is. Dis wat die Here soek. En uiteindelik dan die vierde manier waarop hy hulle antwoord, wat uiteindelik die toppunt is van dit wat hy ook nou al tot dusver gesê het, en dit is dat hy Here is oor die Sabbat. Die vierde manier wat hy vir hulle beklemtoon, en Jesus sê hierdeur ook uiteindelik dat die Sabbat is vir die mens gemaak, nie die mens vir die Sabbat nie. En hy is uiteindelik Here oor die Sabbat, en dit beteken dat uiteindelik is dit belangriker om aan God die eer te bring, as om aan die Sabbat die eer te bring
aan die Sabbat getrou te wees. Ons moet aan God getrou leef. En dit doen wat hy van ons vra, sy opdragte uiteindelik uitvoer. Maar ek gee so 'n oomblik vir jou om na te dink oor wat jy gehoor het, en dan lees ek vir ons ook die volgende gedeelte van vers 9 tot vers 14, dan ook saam. Toe het Jesus daarvandaan vertrek en hulle sinagoge binne gegaan. En kyk, daar was 'n man met 'n verdorde hand. Om hom te kon aankla, vra hulle hom toe: "Is dit toelaatbaar om iemand op die Sabbat gesond te maak?" Hy het egter vir hulle gesê: "Watter mens onder julle wat net een skaap het, sal dit nie gryp en uithaal as dit op die Sabbat in 'n sloot val nie? Hoeveel meer is 'n mens dan nie werd as 'n skaap nie? Daarom is dit toelaatbaar om op die Sabbat goed te doen." Toe sê hy vir die man: "Steek uit jou hand." Hy het dit uitgesteek en dit het gesond geword, gesond soos die ander een. Die Fariseërs het toe uitgegaan en planne teen hom beraam, sodat hulle hom in die lewe kon bring. Dit is alweer die Fariseërs in hierdie gedeelte wat teen Jesus teenstand bied. Vers 14 bevestig dit vir ons. En in hierdie gedeelte sien ons hoe 'n man met 'n verdorde hand dan nou net die moontlikheid dat hy genees kan word op die Sabbat, alreeds gebruik word deur die Fariseërs as 'n manier om Jesus te kry, om hom uit te lok, om iets teen hom te kan kry. Dis vir hulle belangriker om iets teen Jesus te kry as die genesing van hierdie man se hand. En Jesus dui daarop, wys daarop uiteindelik dat die genesing soveel belangriker is. En hy gebruik hierdie voorbeeld van 'n skaap wat in 'n sloot val en verwys eintlik daarna na homself en ons verhouding met hom. Ons is sy skape, hy is die herder van ons. Hy wat uiteindelik ook ons sal red uit die sloot, soos dat hierdie skaap gered kan word, selfs al is dit die Sabbat. Die redding, die heling, die genesing is soveel belangriker as enigiets anders. En ons moet dit ook so sien, ons moet dit ook erken, dat dit belangriker is as die Sabbat, want die Here Jesus Christus, hy is Here oor die Sabbat en niks en niemand anders nie. Jesus wys dit uit en dan genees hy ook hierdie man. Hy genees sy hand en hy wys ook uiteindelik wat dit beteken om te genees, wat die Sabbat werklik behoort te beteken. Dis 'n wegwysing na God en na sy heerlikheid en sy eer. Ek gee so 'n oomblik vir jou om oor hierdie gedeelte na te dink, dan gaan ek vir ons verder lees van vers 15 af. Toe Jesus dit agterkom, het hy daarvandaan weggegaan. Groot skare het hom gevolg. Hy het hulle almal gesond gemaak en gewaarsku om hom nie bekend te laat word nie. So sou vervul word wat deur die profeet Jesaja gesê is. Dis Jesaja 42. Kyk, my diensknegt wat ek gekies het, my geliefde oor wie ek my verbly. Ek sal my gees op hom lê en hy sal die reg aan die nasies verkondig. Hy sal nie twis nie en nie skreeu nie. Sy stem sal 'n mens nie in die strate hoor nie. 'n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie en 'n rokende lampet sal hy nie uitdoof nie, totdat hy die reg laat seëvier. En op sy naam sal die nasies hulle hoop vestig. Jesus se genesingsbediening groei uiteindelik en hy waarsku die mense dat hulle nie verder moet gaan vertel van dit wat hulle sien gebeur, wat met hulle gebeur het nie. En die een rede was omdat daar baie teenstand alreeds teen hom was en hy wou nie hê dat hierdie teenstand verder moes vererger nie. En die tweede uiteindelik was omdat hy nie wou hê mense moet die verkeerde indruk ook van hom gekry het nie. Hy was nie 'n politieke figuur gewees nie, hy was daar om dienend te wees en sy fokus was uiteindelik op geregtigheid, dat ons geregtigheid moet soek. En dit spreek uiteindelik ook van die koninkryk en hoe dit op die aarde uiteindelik gestalte behoort te vind. Is dat ons die reg sal soek, dit wat die Here van ons vra sal soek en alles wat ons mee besig is en alles wat ons doen. En Jesus wil die fokus maak uiteindelik. Hy doen hierdie wonders en dis kragtig en is genesing, maar dis nie die essensie van sy bediening nie. Die essensie van sy bediening is om na die koninkryk toe te wys, na die geregtigheid van God te wys, na hy wat uiteindelik sy koninkryk kom vestig, hy wat uiteindelik vir ons uitnooi om hom te ontvang, om deel te maak van ons lewens, sodat ek en jy ook die ewigheid as geskenk mag beerwe. Dit is Jesus se bedoeling in hierdie gedeelte ook, is om dit uit te wys en te sorg dat mense dit ook deel sal maak van hulle lewe, dat hulle dit in hulle harte gestalte sal laat vind. Dit help mense om ook uiteindelik hulle hoop op God te vestig, omdat hulle weet dat hy die een is wat geregtigheid nastreef en dat hierdie geregtigheid na nasies versprei moet word, sodat hulle die ware God
ook mag leer ken, die ware God mag sien, en die werklikheid van die ewigheid saam met hom kan binnegaan. Ek gee so 'n oomblik vir hierdie gedeelte ook na te dink, en dan gaan ek vir ons verder lees ook, uit Matteus 12 van vers 22 af. Toe is iemand wat deur 'n demoon besete en blind en stom was, na Jesus gebring, en hy het hom gesond gemaak, sodat die stomme kon praat en sien. Al die mense was uit die veld geslaan, en het gesê, is hierdie man nie dalk die seun van Dawid nie? Toe die Fariseërs hiervan te hore kom, het hulle gesê, dit is slegs deur Beelzebul, die aanvoerder van die demone, dat hierdie man die demone uitdryf. Omdat hy hulle gedagtes geken het, het hy vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, gaan ten gronde, en geen dorp of huis wat teen homself verdeeld is, sal staande bly nie. As Satan uitdryf, is hy teen homself verdeeld. Hoe sal sy koninkryk dan staande bly? En as ek deur Beelzebul die demone uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle regters oor julle wees. Maar as ek deur die Gees van God die demone uitdryf, dan het die koninkryk van God julle bereik. Of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan om sy besittings te steel, as hy nie eers die sterk man vasbind nie? Eers dan sal hy sy huis beroof. Wie hulle nie by my skaar nie, steen my, en wie nie saam met my bymekaar maak nie, verstrooi. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar lastering teen die Gees sal nie vergewe word nie. En wie iets teen die Seun van die mens sê, dit sal hom vergewe word, maar wie iets teen die Heilige Gees sê, dit sal hom nie vergewe word nie, nog in hierdie bedeling, nog in die een wat kom. In hierdie laaste gedeelte wat ons vandag na kyk van Matteus 12, sien ons hoe die Fariseërs dan nou uiteindelik teenstand bied teen die mense wat vir Jesus uiteindelik die seun van Dawid noem. Soveel so dat hulle nie eers enigstens amper erkenning gee, raak sien hoe Jesus 'n stom, blinde, demoonbesete man dan nou uiteindelik genees nie. Hulle skryf dit net toe aan Jesus wat op 'n manier die Satan is, en deur die Satan demone ook uitdryf uit mense uit. Die Beelzebul beeld wat ons hier kry, wat 'n beeld van die Satan, 'n ander naam vir die Satan ook in hierdie tyd was. Dit was moontlik 'n Filistynse god gewees, en hierdie naam is nou oorgebring en later gebruik om na die Satan ook te verwys. En dan verduidelik Jesus vir hulle, maar sjoe, die Satan kan tog nie homself verslaan nie, die Satan kan tog nie homself uitdryf nie. Net die Here en Jesus Christus kan uiteindelik dit doen wat hulle nou aanskou het en raak gesien het. En Jesus wys dan nou op twee maniere vir hulle uit. Hierdie wat hy hulle gedagtes kan lees, hy wys vir hulle uiteindelik uit op twee maniere dat hulle verkeerd is en op watter manier hulle uiteindelik verkeerd is. Die eerste is dat hy uitwys dat 'n huis wat teen homself verdeeld is, kan nie staande bly nie. Dit is hierdie hele ding van die Satan kan tog nie homself uitdryf nie. En die tweede in terme van die praktyk om demone uit te dryf. Hierdie praktyk was uiteindelik bekend onder die Jode in hierdie tyd gewees. So dit maak ook eintlik hulle argument belaglik tot 'n sekere sin. Jesus gaan nou verder om uiteindelik dan vir hulle te sê, maar die bron van sy genesing, die bron waarmee hy demone uitdryf, is deur die Gees van God. Dit spreek uiteindelik van die koninkryk van God wat in Jesus Christus dan nog gekom het. En steeds sien hulle dit nie raak nie, steeds sien hulle nie raak dat Jesus uiteindelik die een is wat die Satan vasbind nie. Dat hy die een is wat die Satan uiteindelik wegdryf, sodat ek en jy die volheid van God kan beleef nie. En is hier op hierdie punt wat hy dan nou sê, dat hulle aangekla word van die onvergeetlike sonde of onvergeeflike sonde. Die sonde teen die Heilige Gees. En die verwysing hierna is eintlik maar net, hulle ontken totaal en al God se werking. Hulle ontken sy genade in hulle lewens. Hulle erken dit glad nie, want God is 'n drie-enige God. En as ons die Gees ontken, sy werking ontken ons ook die Vader en die Seun. En as ons die Seun ontken ons ook die Vader en die Gees. En as ons die Vader ontken ons ook die Seun en die Heilige Gees. Hulle het hulle self so verset teen God en teen sy werking, dat hulle uiteindelik skuldig staan voor die Here, sondig staan voor hom, en daarvoor nie vergeef kan word nie, omdat hulle uiteindelik God ontken, totaal en al in teenstand ook teen God self dan nou optree en is. En die Here wys dit uit.
Dis nie om te sê dat wanneer ons teen God sondig, dat ons nie vergewe kan word nie. Maar as ons God totaal en al verwerp en sy werking in ons lewens verwerp, dit is dan wanneer die Here vir ons sê, maar ons kan nie vergewe word as ons hom verwerp in ons lewens nie. Want al hoe ons die koninkryk van die hemele kan bereik, is as ons die Here in ons lewe toelaat, as ons hom aanneem as ons verlosser, as ons saligmaker, en dit ook volledig doen. Hy as Vader, Seun en Heilige Gees in ons lewens aanneem. Ek wil vir ons 'n aanhaling lees wat ook baie mooi inpas by dit wat ons vandag ook gehoor het. En volgende week gaan ons dan verder met die tweede deel van Matteus 12 nadat ek die aanhaling gelees het. Nooi ek jou uit om na 'n paar vrae ook te kyk, saam te kyk in die groep wat jy is, of dalk as jy op jou eie is, maar die vrae saam te kyk en daarna sluit ek vir ons af met 'n gebed. So ek lees die aanhaling vir ons en dan kan julle verder ook saam na die vrae kyk. Dis 'n aanhaling van Donald Hagner en dit sê: "The only unforgivable sin is that of deliberately denying God in a fundamental way, one which goes against plain and obvious evidence. Such hard-heartedness is the result of one's own deliberate insensitivity and cuts one off from forgiveness. However, any person who is genuinely worried about having committed the unforgivable sin against God by virtue of this concern can hardly be guilty of such blasphemy or denial." Here ons Here, dankie vir die wonder van wie U is, Here. Dankie dat ons elke keer wanneer ons met die woord besig is, net kan beleef hoe dit U self is wat met ons spreek en werk. Dankie Here dat te midde van klomp goed wat ons nie verstaan nie, Here, kom openbaar U Self aan ons op 'n verstaanbare manier. Dankie vir die evangelies wat ons U net dieper leer ken. Mag dit tot ons lewens inspraak lewer en mag ons regtig elke dag net beleef hoe U in ons, deur ons, met ons werksaam is, Here. Vergewe ons waar ons teen U kies ook in ons lewens, Here. Dankie vir U vergifnis wat elke dag vir ons 'n waarheid is. En dankie dat wanneer ons na U toe kom, erken ons U as die verlosser van ons lewens. En so leef ons elke dag vry van die sonde van hierdie wêreld, Here. Nog steeds in die wêreld, maar vry daarvan in Jesus Christus ons Here. Mag U met ons wees as God die Vader in die liefde, as God die Seun in die genade, en as God die Heilige Gees in die gemeenskap. In die almagtige wonderlike naam bid ons dit alles. Amen.